Shalom. Kom ons sit weer in mekaar se stilte. Hierdie is 'n meditasie vir stil Saterdag. As jy kan, sluit dalk jou oë vir 'n oomblik. Haal stadig en diep asem. Hierdie stil Saterdag is nie 'n dag vir antwoorde nie. Dit is die dag tussen dae. Gister was Goeie Vrydag, die dag van die kruis, die dag van die spykers, van hortende asem. En môre is Paasondag, die dag van die leë graf, van ongeloof wat oorgaan in verwondering. Maar vandag, hierdie dag, is stil Saterdag. En stil Saterdag nie 'n naam wat uitskree, uitroep nie. Het fluister net. Of dalk swyg dit heeltemal. In die eerste eeu op hierdie spesifieke dag het die disippels wakker geword in 'n wêreld waarvan hulle gedink het hulle verstaan dit. En toe skielik nie. Jesus het gesterf. Hy was dood, begrawe. Die graf was met 'n klip toegerol. En hulle het net gewag. Nie omdat hulle geweet het wat sou kom nie, maar omdat daar niks anders was om te doen nie. En so sit ons vandag saam met hulle in stilte, wagtend. Kom ons luister eers na die woorde wat Jesus uitgeroep het toe die kruis, die lyding op sy swaarste was. Die 4de kruiswoord, Matteus 27, vers 46. My God, waarom het U my verlaat? Sit 'n oomblik met die gewig van die woorde. Hierdie is nie 'n teologiese stelling nie. Dit is 'n kreet, dit is 'n uitroep. En tog, let op, steeds 'n gebed. Jesus roep nie sommer in die lug in nie. Hy roep na God. Die feit dat hy vra, waarom het U my verlaat, beteken dat hy nog steeds weet met wie hy praat. Waarom het U my verlaat? Sy verlatenheid is nie ongeloof, selfs ateïsme nie. Dit is 'n intimiteit in die diepste duisternis. Hierdie woorde kom uit Psalm 22. 'n Psalm wat die psalmskrywer in sy ergste nood geskryf het. En in die psalm, as jy verder lees, verander die toon. Die psalm eindig nie in wanhoop nie. Dit eindig met vertroue. Maar, en dit is belangrik, die psalmskrywer begin nie by vertroue nie. Hy begin by die uitroep, die kreet. En dit is die toestemming van stil Saterdag. Jy hoef nie vandag by die antwoord te begin nie. Jy mag by die vraag begin. En dan die 5de kruiswoord. Johannes 19, vers 28. Ek is dors. 3 woorde. En tog, hierdie is die mees menslike woorde van almal.
Jesus was dors. Hy was moeg. Hy was fisies uitgeput. Die Seun van God het 'n liggaam gehad wat kon pyn. In die 6de kruiswoord, Johannes 19, vers 30. Dit is volbring. Dit is volbring. Hierdie woorde klink soos 'n einde, maar in die Grieks, tetelestai, beteken dit iets dieper as net dit is klaar. Dit beteken, dit is ten volle voltooi. Dit is afgehandel. Niks ontbreek meer nie. Soos 'n kunstenaar wat die laaste kwas haal in 'n skildery gee, en dan een kant staan en sê, dit is al. Verlatenheid, dors, voltooiing. Hierdie is die 3 woorde van die middag van die kruis. En hulle bied ons 'n kaart vir ons eie stil Saterdag in die lewe. Ons almal ken stil Saterdag. Nie noodwendig op hierdie spesifieke dag nie, maar as 'n lewenservaring. Dit is die tyd na die krisis, maar voor die uitkoms. Jy weet iets het gebeur. Jy weet dinge sal verander. Maar jy sit nog in die tussenruimte. Dit is die tyd van, ek weet nie of my huwelik gaan oorleef nie. Ek weet nie of ek hierdie werk gaan kry nie. Ek weet nie hoe ek verder gaan lewe daarsonder nie. Ek het gebid, maar die hemel lyk gesluit. Stil Saterdag is nie 'n teken dat God weg is nie. Dit is die plek waar God ongesiens besig is. Die Christelike tradisie het 'n merkwaardige leerstelling. Op Stil Saterdag het Jesus neergedaal na die doderyk, na die plek waar daar geen hoop was nie. En hy was ook daar aanwesig gewees. Hy het nie die graf oorgeslaan nie. Hy het die tussenruimte bewoon. En so bly die belofte in jou eie stil Saterdag. In die stilte, in die onsekerheid, in die wag, is jy nie alleen nie. Die een wat self deur die duisternis gegaan het, is by jou in die donker. Ons gaan nou saam 'n oefening doen. Neem asseblief 'n vel papier of 'n joernaal of sommer net jou foon. Ons gaan saam 3 sinne voltooi. Skryf saam met my of laat die woorde dalk sommer net in jou hart ook bly. Die eerste sin: iets in my lewe wat nog nie volbring is nie, is. Iets in my lewe wat nog nie volbring is nie, is. Skryf dit neer, wees eerlik, wees net vir jou. En dan die tweede sin: 'n plek in my lewe waar ek God se stilswye ervaar het, is. 'n plek in my lewe waar ek God se stilswye ervaar het,
is. Moenie dit mooi maak nie. Laat dit net eg wees. In die derde sin, wat ek vandag aan God wil toevertrou, is neem jou tyd hiermee. Sit nou jou pen neer of sit jou foon weg. Dan sit jy net vir 'n oomblik met wat jy geskryf het. Hierdie is die Saterdag oefening om te wag sonder 'n antwoord. En om dit te kan verdra, nie omdat jy sterk genoeg is nie, maar omdat jy iemand ken wat wag ken. Die disippels het ook nie geweet wat Sondagoggend sou bring nie. Hulle het net geleef 1 uur na die volgende. En die uur het gekom. Kom ons sluit af met 'n gebed. As jy wil, kan jy jou oë sluit. Here, vandag wag ons saam met die disippels. Ons verstaan nie alles nie. Die graf is toegerol. Die stilte is diep. Maar ons leer vandag die taal van geloof. Om te roep, my God, selfs wanneer die lug leeg lyk. Om te sê, ek is dors. En te erken dat ons menslik is en hulp nodig het. Om te glo dat iets voltooi is, al voel dit nie so nie. O Heer, wees by ons in ons stil Saterdag, die dae van wag, rou dae van onsekerheid. En as ons nie meer woorde het nie, wees dan net teenwoordig, soos jy altyd is. Amen. Dankie dat jy vandag hier was. Nie haastig wees om met jou dagse routine aan te gaan nie. Sit nog 'n oomblik. Laat die stilte jou dra. Tot môre. Shalom.